Shalom, shalom. Goeiemôre aan almal van julle. Baie lanklaas met julle gepraat. Ek moes vanoggend by 'n skool hulle byeenkoms waarneem en dit is laaste minuut uitgestel as gevolg van ander dinge wat opgeduik het wat hulle moet afhandel. So ek gaan vanoggend die tydjie wat ek het of moes daar gewees het, gaan ek so bietjie saam met julle deel. Psalm 1 en ek wil die eerste 3 verse gaan ek vir julle lees. Ek lees uit die Afrikaanse vertaling, die 2020 weergawe. Gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg, nie op die pad van sondaars gaan staan en nie in die byeenkoms van spotters sit nie, maar wat vreugde vind in die wet van die Here en sy wet dag en nag mymerend prewel. So iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrugte op sy tyd gee en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak, gedei. Alles wat hy aanpak, met ander woorde, voer hy suksesvol uit. Nou ek weet, almal van ons wil suksesvol wees. Almal van ons wil die boom wees geplant by waterstrome wat sy vrugte op sy tyd gee. Wat sy blare nie verdor nie, wat altyd vol lewe groen is, wat altyd vrug oplewer en wat alles suksesvol uitvoer. Dis waar ons wil wees. Nou ek gaan nie fokus op vers 1 nie, dalk op 'n ander keer, maar hy sê mos gelukkig is die mens wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar ek wil fokus op vers 2. Maar wat vreugde vind in die wet van die Here en sy wet dag en nag mymerend prewel. Nou dis nie die enigste vers wat sê jy kan deur die wet te prewel of te bepeins sukses behaal nie. Joshua hoofstuk 1, ek dink is vers 8, vers 9, waar die Here vir hom sê dat die wetboek nie uit sy mond uit moet wyk nie, maar dat hy dit dag en nag moet bepeins en so sal hy sy weg voorspoedig maak. So jy kan jou weg voorspoedig maak. Jy kan doelbewustelik sukses afforceer of voorspoed laat manifesteer, doelbewustelik. En hoe doen jy dit? Deur die wet van die Here dag en nag te bepeins. Maar nou, Cohen, ons is nie meer onder die wet nie. Wat doen ek? Hoe bepeins ek die wet van die Here dag en nag? Okay, so, ek wil vir jou 'n ander vertaling lees, sodat jy net 'n ander idee het rondom hierdie woordjie wet wat Psalm 1 gebruik. Ek lees vir jou die Passion Translation, dis 'n Engelse vertaling, wat Dr. Brian Simmons gedoen het. Hy sê die volgende, vers 2. His passion is to remain true to the word of I am. To the word of I am, meditating day and night on the true revelation of light. His passion is to remain true to the word of I am, meditating day and night on the true revelation of light. So, wat bepeins ons? Die wet van die Here. Maar wat sê Dr. Brian Simmons hier? Wat is die wet van die Here? The word of I am. Nou, ons weet almal dat God vir Moses gesê het, as jy vir hulle gaan sê, as hulle vir jou gaan vra wie het jou gestuur, sê vir hulle ek is, het jou gestuur. I am. So, en dis die woord wat Brian Simmons kies om hier te gebruik vir die Here. En in plaas van wet, vervang hy die woordjie wet met woord, en hy sê, die woord van ek is die wet van die Here. Die woord van ek is. Mediteer dag en nag op die woord van ek is, en jy sal sukses behaal. Jy sal sukses forceer. Jy sal sukses laat gebeur. Jy sal jou weg voorspoedig maak. So, in plaas van om dit te sien as bepeins op die moets en moenies, want dis wat wet beteken vir meeste van ons, die moets en moenies. Moenie dit doen nie, doen dit. Doen dit, moenie dit doen nie. Raak nie, smaak nie, roer nie aan nie.
En ons is nie meer onder die wet nie, sê Paulus. Maar wat jy kan doen is, kyk na wat Brian Simmons hier sê. Remain true to the word of I am. En sien die wet as die volgende. As God vir jou sê, moenie egbreek pleeg nie. Weet jy, dan sien jy dit meer as 'n verklaring van jou ek is, of jou identiteit, en jy bepeins op wat daai wet sê van jou identiteit. Wat dit eintlik sê is, jy is getrou. So moenie egbreek pleeg nie. Jy is getrou. En so waarop bepeins ek? Nie op moenie egbreek nie, maar ek is getrou. Want God is getrou. Ek is heilig, want God is heilig. Ek is regverdig, want God is regverdig. Alles wat hy is ons in hierdie wêreld. En omdat elkeen van ons geskape is na die beeld en gelykenis van God, is alles wat waar is van God eintlik waar van ons. So wanneer ons lees in Psalm 1, bepeins die wet van die Here dag en nag, sê hy eintlik bepeins wat die woord sê omtrent God se identiteit, wat ook jou identiteit is, en bepeins dit dag en nag. Remain true to the word of I am. Remain true to the word of I am. En bly daarso. Bepeins dit dag en nag. Nou wat is bepeins? Een van die Hebreëse woorde vir bepeins is matte. Of soos die Afrikaans 2020 vertaling sê, mymerend prewel. Om dit oor en oor te bedink en te prewel. Dit beteken jy sê dit saggies oor en oor vir jouself. So dit sal iets soos dit lyk. Wanneer jy simptome van siekte ervaar, kan jy die woord van ek is mymerend dag en nag prewel, en so sal jy voorspoed ervaar, sukses ervaar, gesondheid ervaar in jou liggaam. En jy kan oor en oor vir jouself sê, mymerend prewel, ek is gesond. Deur die wonde van Jesus is ek gesond. Die woord van ek is sê, ek is gesond. Deur die wonde van Jesus is ek genees. Ek is gesond. 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 Om dit dag en nag te bepeins. Ek is voorspoedig. Ek is voorspoedig. Ek is geseënd met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus Jesus. Die seën van die Here maak my ryk en my arbeid verbeter nie daarop nie. My gesoeg laat nie daai rykdom meer word nie. Die seën van die Here is genoeg om my ryk te maak. So ek is ryk, want ek is geseënd met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus Jesus. Dis hoe Jesus geleef het. Hy het gesê, ek is die weg, die waarheid, die lewe. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is die ware wynstok. Ek is die goeie herder. Jesus het gelewe deur dag en nag die woord van ek is mymerend te prewel. En dis waarom Jesus sukses behaal het in sy roeping. Dis waarom hy alles wat hy gedoen het voorspoedig uitgevoer het, want hy het gebly by die woord van ek is. Ek wil jou uitdaag vir 2026. Kom ons vat die woord van ek is en ons prewel dit dag en nag mymerend. Ons sê dit vir onsself oor en oor. Ons bepeins dit. Ons matte, sê hulle in Engels. Ons prewel dit. Ons verklaar dit. Laat hierdie wetboek nie uit jou mond uitwyk nie, want so sal jy jou weg voorspoedig maak. Alles wat jy aanpak, niks is uitgesluit nie. Alles wat jy aanpak, sal jy voorspoedig uitvoer. 'n Geseënde dag vir jou. Jy is geseënd met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus Jesus. Shalom.